Soos julle gehoor het, is Lenet tans die stem agter die weer wat ons uitsaai. Lenet het ook vir Annika klas gegee tydens haar honeursjaar en was ook later 'n kollega by ENCA. Dr. Lenet van Skalkwyk, baie welkom. Hoorie, ek moet nou net eers vir jou vra. As jy en Annika nou saam gekuier het julle oor die weer gesels? Want baie mense beskou dit as klein geselsies maak. Dit was een van ons gunsteling onderwerpe om oor te praat. Ons het selfs WhatsApp groepies gehad om oor die weer te praat. Ja, so dit was vir julle baie belangrik. Julle het regtig 'n passie daarvoor gehad. Vertel eens vir ons, waar en hoe het jy Annika leer ken? So Annika was in die tweede klas vir wie ek klas gegee het. In 2014 was sy in honeurs gewees en sy was een van my studente. En sy was met 'n groep wat basies haar vriende was en dit was 'n lieflike klas om voor klas te gee want hulle was so entoesiasties oor die weer gewees. Ja. Hoe onthou jy haar as student? Wat was van haar uitstaande kenmerke? Kyk, as professionele persoon weet ons wat haar werksetiek was. Is dit ook maar so? Nee, dit is so en ek weet haar punte was baie goed gewees en regtig dit is die lekkerste om vir iemand klas te gee wat regtig belangstel. So dit was Annika gewees. Benewens sy as student, Annika as mens en later as meteoroloog, wat was van die groot uitstaande kenmerke van haar wat jou bybly? Wel, ek dink wat ek baie van haar waardeer het, is net haar verskriklike liefde vir mense. Sy was so lief vir haar hondjies en haar man en haar familie en ons het van almal geweet. So dit is en net hoe lekker sy kon gesels. Sy kon met enige iemand gesels en ons het net so lekker gesels altyd oor allerlei dinge. My lewe, haar lewe. Ja. Julle het later saamgewerk by ENCA. Vertel vir ons van daai jare. Ja, dit was seker, ek dink ons het omtrent vir 2 jaar saamgewerk en ons was saam op die een nuusspan gewees en later het ons ook Engels aangebied. So dit was baie lekker. Ons was 'n baie nou span gewees en omdat sy ook as voorspeller gewerk het by die weerdiens voorheen, was haar voorspellingservaring regtig ook 'n aanwinst gewees vir ons span. So ons was 'n groep voorspellers gewees wat toe oorgegaan het na TV-nuus en weer. En so ons weervoorspellings agter die skerms was regtig ernstig. Ons was baie ernstig daaroor gewees. Ons het die temperature voorspel, die reënvalkaart. Ons het dit baie ernstig opgevat en omdat ons almal voorspellingsagtergrond gehad het, was dit 'n baie goeie span gewees. En so jy sê julle was selde verkeerd. Wel, ons het so gedink. Lenet, baie dankie dat jy vanoggend 'n bietjie van jou vriendskap saam met Annika met ons. Dankie, Charlene. Dankie. Ons kyk nou na 'n paar spesiale weeroomblikke van Annika en daarna gesels ek met Prof Willem Landman wat ook 'n groot rol in Annika se lewe gespeel het. Annika de Beer. Baie dankie Dawie, wat 'n fees en 'n voorreg om by hierdie span te kan aansluit en ek kan nie wag om vir julle te wys wat die nuwe weersake alles inhou nie. Dit is vir my heerlik om vir julle hallo te sê hier vanuit België en Nederland waar dit ysig koud is, maar dit is heeltemal anders daar in Suid-Afrika. Ek vertel vir jou van die weer in ons land net hierna. Dit was 'n lekker lentedag reg oor Suid-Afrika laasweek en toe nadat het dit nou weer kouer geword in die suide van die land. So ons gesels oor dit alles oor 'n kort rukkie. Prof Willem Landman was Annika se professor tydens haar voorgraadse studies en haar promotor tydens haar meestersgraad in weerkunde. Baie welkom. Prof Landman, ons het die heeltyd gehoor oor jou. Sy het soveel respek vir jou gehad. Was jy betrokke ook in haar meestersgraad en hoe het dit gewerk? Ja, ek was betrokke en dit interessant genoeg, die weergemeenskap is maar baie klein. Dit is net 'n paartjies en eintlik het my vrou Stephanie my bekend gestel as iemand wat 'n meestersgraad wil doen oor mis en misvoorspellings, want dit is so belangrik om te kan weet of 'n vliegtuig kan opstyg of land. Jy weet, dit is nogal 'n taamlike groot probleem as mense nie die aanloopbaan kan sien met 'n ou klein vliegtuigie nie. So dit is nou 'n belangrike werk wat sy gedoen het en 'n fantastiese stuk werk daarbey saam. Ja. Wat is jou ervaring tydens die saamwerk met haar aan haar meestersgraad? Jy praat nou van dat sy baie passievol was, baie toegewy, dit weet ons alles van haar. Slim, regtig slim. Weet jy, as 'n professor kry mens te doen met verskeie soorte mense. Maar iemand soos Annika, en daar's anders soos sy ook, maar regtig besonder in die sin dat jy voel ek leer by die student iets. Dis nie andersom nie. Ek is eintlik daar met 'n skoon verbaas oor hierdie ongelooflike kennis en insig en die passie vir die weer.
wat sy gehad het. Dit was regtig merkwaardig. So dit was vir jou 'n besonderse ervaring, jy sê nou dat jy by haar geleer het. Wat presies het jy by haar geleer, dalk eerstens as meteoroloog en dalk ook as mens? Ja, nee, as meteoroloog natuurlik, my belangstelling is meer op die langer termyn tydskaal. Ek hou van El Niño en daai tipe van goed. Hare was op die korter tydskaal, die weervoorspelling. Ja. En natuurlik hoe mens die weer voorspel, spesifiek nou oor die mis, was vir my nou iets wat ek nie geweet het, mens kan so doen nie. Dat het ek iets geleer. En mense het ook gesien dit werk en natuurlik voel mens baie goed daaroor. As mens, ek het nog nie 'n mens ontdek wat enige iets negatiefs van haar kan sê nie, want jy kan nie. Dit is net 'n eenvoudige borrelmens, 'n liefdevolle mens. Ja. Julle gesprekke, want ek neem aan julle het ook baie kontak gehad, selfs na haar studiejare. Ons het jou dikwels hier in die ateljee gesien, julle het onderhoude met mekaar gehad. Wat sê die meeste van julle interaksies mis? Weet jy, dit is altyd, as ek haar sien, dan is asof die son opkom. En dit is wat ek nogal gemis, daai glimlag. Iemand vra van my, nou, hoe lyk sy nou weer? Ek het 'n bietjie vergeet hoe lyk sy. Weet jy, sê ek, een van die dinge wat ek vir jou definitief kan sê, wat ek altyd sal onthou van haar, ek weet nie hoe lyk sy as sy nie 'n glimlag het. Dit is baie waar. Ja. Dit is 'n glimlag gesig, altyd deur. Ja. En ek dink dit is wat ek die meeste sal bybly, daai. Prof Landman, ons stem saam. Dit is wat ons ook die meeste sal bybly. Baie dankie dat jy vanoggend kom gesels het. Vandag het ek 'n bietjie meer formele look op en ek gaan daarom gaan ek vir die blazer. Ek vind dit werk lekker op kamera. Ek dink die bokke gaan hulle vermorsel. Dis wat ek dink. Annika, onthou net 50 jaar oud. Dankie. Sy het begin het. Spandeer. Bly, ek gaan op dit edit. Hoe goed. Ek smaak so lekker aan korrelies se bos. Altyd pret en sonskyn op hierdie stel gebring en dis waarvoor ons haar eer vandag. En natuurlik, sy was sekerlik so by die huis ook al by. Natuurlik. Ek dink wat min mense sal geweet het of sal weet is presies hoe Annika jy haar hier gesien het. Ja. Dit was wie Annika was. Daar was nie 'n masker wat opgeplak word as sy op TV kom nie. Dit was Annika. En weet jy, ek haal my hoed vir af en steeds en dis hoekom ons haar lewe eer vandag. En julle is al 17 of julle was 17 jaar oud toe julle begin kuis het. Ja, nee, ons het op skool ontmoet. Meneer Lessing se fisika klas. O, daar sy, jy sien. Ja, en ek dink daar's 1 of 2 wat nog sal krediet neem dat hulle aan ons mekaar voorgestel het, maar ons het so van mekaar geweet, ons was in dieselfde hoërskool gewees, die hele hoërskoolloopbaan, maar Jan graad 11 het toe ons nou begin uitgaan. Ja. Dus hy sal sê. Ja. Ja, en dit toe nou deel julle universiteit en toe nou tot op trou. En daar is dit toe nou, ek wil eintlik uitkom by, jy weet, hoe het Annika se diagnose julle lewe verander op 'n prakties vlak en hoe het julle besluit om meer met opset te lewe? Ek wil sê op 'n manier het dit ons lewe nie verander nie, maar tog so baie. Ek dink eerste ding is as jy so jonk is, jy dink nog jy's Superman. Ja. Wat kan nou met jou gebeur? En ewe skielik kry jy hierdie baie ernstige diagnose. En in daai oomblik dan besef jy jou sterflikheid. Ja. Maar dit het ons net meer laat besef dat ons elke dag regtig ons moet voluit lewe. Ja. En ek dink Annika wat maklik was van haar is, dis nie asof sy voor dit nie voluit gelewe nie, maar sy het daai ekstra rad gekry, toe sy daai nuus kry, toe sê sy wel, nou gaan ons vir dit, en ons jaag al ons drome na. Wow, dit is besonder, en dit was aansteeklik, en ek wil eintlik met dit vir jou net laastens vra, en ek weet daar's baie goed, maar wat sê jy altyd koester van haar en die lewe wat jy gedeel het? Ek dink wat meeste mense maar ook sal van haar koester is daai glimlag. Ja. Ek dink daai aansteeklike glimlag was iets besonders en is iets besonders en dit het in jou hart ingekruip en ek dink dit is iets wat ek altyd van haar sal koester en ook die manier hoe sy die lewe aangepak het, selfs in swaar tye. Ja.
het sy opsetlik die besluit geneem om die dag aan te pak met vol drome, vol energie, vol glimlag. Dit was nie maklik nie, maar sy het dit met opset gedoen en dit sal ek altyd van haar koester. Dis bitter mooi, Aubrey, en baie dankie vir jou braafheid om ook vandag hier te kom kuier en saam met ons haar lewe te vier. Jy praat van verganklikheid. Ek het so ruk terug 'n lied geskryf en ek sal dit baie graag vandag aan julle wil opdra. Baie dankie. Ek en jy, ons is sterrestof, nog voor die begin van tyd, was ons hier, ons is ewig, ons is stof. Tegelijk is ons alles en ook niks, teen die oneindigheid. Maar ons is vry, ons is ewig, ons is stof. Sterrenstof. 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 As jy kyk, dan is die heelal maar 'n oog wat hoop gaan binne jou, 'n ontwaking, 'n spieelbeeld van onsself. Wat ons was, sal ons weer word, 'n terugkeer na die ewigheid saam met sterre aan die hemel gewelf. Sterrenstof. 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 Ek en jy, ons is sterrenstof, nog voor die begin van tyd, was ons hier, ons is ewig, ons is stof. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Nick van Skalkwyk is die direkteur Restore Africa van. Nick, goeiemôre, baie welkom. Hallo, Dawie, baie dankie. Ons gesels vanoggend oor Annika natuurlik. Wanneer het sy daar by julle aangesluit? Sy het ons begin werk in 2020 Februarie, so 6 jaar gelede. Voel soos nou die dag. En Annika is laas jaar toe bevorder na ons operasionele direkteur by Restore Africa Capital. So wat doen julle en wat was haar rol? Wat is sy na die tafel toe? Ja, so Restore Africa fokus op wat genoem word regeneratiewe landbou, hier 'n bietjie van 'n anglisisme. Die Afrikaanse woord is herlewingslandbou. En Annika was operasionele direkteur, so sy het al die goed bymekaar gehou. En ons werk is om met boere te werk en te help om te skakel na volhoubare landboupraktyke. En haar persoonlikheid en haar manier met mense werk was 'n absolute aanwinst vir ons span gewees. Maar wat ek nou nie verstaan nie, is dat sy 'n weerkundige. So het sy haar daardie ekspertise is aangewend in daardie hoedanigheid. Kyk, daar's 'n uitdrukking wat sê 'n boer se probleme los op in water. Ja. So as jy 'n meteoroloog in jou span het, help dit baie. Want dit maak jou gesprekke rondom weer en klimaat net soveel meer impakvol.
Maar baie meer as dit. Annika was nie net 'n tegniese mens nie, maar ook 'n mens. Ja. Baie positiwiteit, baie omgee, baie medemenslikheid. En dit het haar 'n goeie persoon soos gesê het gemaak om in die span te in die span te wees. Ek moet vir jou sê ek het baie keer in die oggend en voor ons by ontbytsak as dan praat ek al oor die weer en so en dan sê dit elke keer baie geduldig weer 'n keer vir my van voor af hierdie moeilike meteorologiese terme verduidelik. Ja. So wat 'n verskil het sy by julle gemaak? Enorme verskil. Weet so sy was uiteraard 'n uitstekende meteoroloog geweest. Sy het 'n goeie studie gedoen van die aarde en haar geheime. Maar dan soos ek net ook gesê het, baie meer rondom haar menswees ook, haar positiwiteit, haar werklike omgee. Ons werk met boere, baie keer sout van die aarde mense. En iemand nodig om met hulle te kan praat en werklik om te gee en dit het sy gebring. So beide die tegniese wetenskaplike waarde, ja. Maar dan ook haar menswees. Dit is nogal 'n goeie punt wat jy maak. Hy twee tegniese goeters en die menslikheid daarmee saam. So is daar dis 'n onbillike vraag. Mag jy my iets wat jy van sal onthou? Ja, so baie en dink jy ons het baie tyd oor nie. Maar ek dink die grootste punt en almal het al dink dit genoem voorheen na positiwiteit, daardie glimlag. Werklike omgee vir mense. Sy kon moeilike aspekte, moeilike gesprekke hanteer met soveel finesse. En sy was vir my 'n werklike vriendin en by Restore Africa 'n werklike kameraad. So ja, ons gaan daar baie mis. Nick van Skalk, direkteur Restore Africa Funds. Dankie dat jy by ons is. Baie dankie, dit is 'n voorreg. Ons maak gou 'n draai daar by Fly Sapphire en dan kyk ons na mooi en deernisse oomblikke van Annika saam met ons span voor ek ontbytsake se uitvoerende vervaardiger Louis McLaren gesels. Dankie. Jaar terug hier by ons gekuier het ek en hy agter die skerms ook 'n bietjie oor ons onderskeie kankerhuise gesels en ek moet sê hy is nog steeds vir my so 'n groot inspirasie. Ja, op 'n manier is dit eintlik vir my 'n baie lekker program. Dit is 'n bietjie hartseer en so, maar dit is op 'n manier baie lekker. Louis McLaren sê uitvoerende vervaardiger van ontbytsake. Louis, lekker om met jou te gesels. Dankie Dawie. Ek moet vir jou sê jy is altyd besig om iets te ondersoek en iets te doen ernstig by ontbytsake. En ons het nie eintlik iemand gehad wat spesifiek net aandag gegee het in die weer nie. So jy het besluit om op 'n stadium om vir Annika te nader om betrokke te raak by ontbytsake se weer. Wat is die rede? Wat was die motivering daar agter geweest? Ek dink Leon Grop was die motivering. Ek het hom so dop gehou as hierdie kunstenaar kom en hy verduidelik die weer en hy volg die wolkies en die maksimum en die minimums. En ek het na die grafika gekyk en ek het gedink, weet jy wat? Dit moet beter. Ons gaan iets beter moet kry. Maar interessante ding van Leon en van Annika. So Leon, fantastiese weeraanbieder op sy dag. Ja, dit's en Annika. Maar dit is nou regtig twee mense wat almal hou van. Ek het nog nooit aan iemand vasgeloop wat nie van Leon hou of nie van Annika nie. So hulle het daai gemeenskaplikheid gehad, maar ek moes Leon verlos van die weer. Ja, ek kan onthou hoe hy weer aangebied so. Maar Annika doen dit met so baie beter. Kan jy daai eerste vergadering met haar onthou? Hoe het jy op haar afgekom? Ja, ek moes toe nou maar begin soek. Ek het besef ek het 'n meteoroloog nodig en ek het iemand nodig wat op kamera sal goed lyk en sal goed oorkom. En om hierdie weervoorspelling vir ons te bou. En ek het deur LinkedIn gewerk en ek het op 'n paar plekke na video's van haar gekyk. Maar ek moet vir jou sê, toe ek die eerste vergadering met haar gehad het en ek gesels met haar en ek sien daai passie in haar oë vir die weer en alles wat daarmee saamgaan. Het ek die besef gehad as iemand soveel passie het, is die kanse vir sukses net goed. En ek het 'n eenvoudige besluit geneem daar sodat hierdie is die persoon wat vir ons hierdie ding gaan groot maak. Dis natuurlik nie net weer nie, maar hy's ook 'n spesiale klem op landbou in ontbytsake. Was hy direk daarbey betrokke geweest om daai strategie aan mekaar te sit? Kyk, as ek nou eerlik met jou wees, ons een tree terug, ons wou landbou trou met die weer. Die twee segmente moet met mekaar gesels. So die ideale persoon is iemand wat weer ken
en wat natuurlik landbou ook ken. Ja. So sy was pas gemaak in terme van jy weet van daai oefening. En die samestelling en die ontwikkeling van wat julle vandag op die skerm sien. Dis Annika. Jy weet, ek het voor haar gaan sit en gesê, hoorie, ek dink ons moet dit doen. En ek het so half die rigting gewys na dit toe. Maar sy het deur die proses gegaan. Sy het as dit nie vir Annika was nie, het ons nie vandag gehad wat ons nou het nie. Ek kan nou onthou in die oggende wanneer ek hier aankom en dan sy besig met die weer en wys sy vir my en dan verduidelik sy weer en verduidelik sy weer vir my. Maar wat is daar vir jou bybly van die wyse waarop sy haar werk benader het? Ja, jy weet, hier sit jy met iemand wat heeltyd 'n swaard oor hulle kop het in terme van gesondheid. En hierdie persoon is altyd op tyd, altyd positief, altyd voorbereid, altyd professioneel, nooit verskonings nie. En as sy in 'n plek instap dan helder die trek soms so op. Ja, dis waar. En sy is nog maar enig in haar soort hoor. Annika was so 'n spesiale mens en maar die hele pakkie en vroegoggende hierso al daai tipe van goed. Ek meen jy weet self. Ja. Ek en jy is van die eerste mense wat die oggende hier is. Ja, hoor julle. En dan is Annika ook hier. Dan sal reeds aan. Ja, sy is ongelooflike mens. Louis McLaren, uitvoerende vervaardiger van ontbytsake. Louis, dankie dat jy by ons draai gemaak het. Lekker om met jou te gesels.